Gemeente, ek gaan nie vanoggend vir julle 'n teksvers gee nie. Ek gaan vandag weer 'n tema vanuit die skrifte uit, 'n relevante tema met julle behandel en ons gaan na so 'n paar tekste kyk. So deur die loop van die boodskap sal ek julle vra om te blaai in julle Bybels. Maar die tema wat ons nou kyk vandag vanuit die woord van die Here, wat so relevant is in ons dag, is kerkregering. Kerkregering. Dis vir ons baie duidelik vanuit die woord van die Here in 'n teks soos Efesiërs 1 vers 20 tot 23 dat ons God en Vader, die Here Jesus Christus, met sy hemelvaart aan sy regterhand laat sit. En Paulus skryf onder die inspirasie van die Heilige Gees dat God het hom hoof gemaak oor sy kerk. Christus Jesus is daardie hoof. En as hoof het hy beloof in Matteus 16 vers 18 wat ek het, dat hy sal sy kerk bou, en dit doen hy getrou deur die eeue heen. Die vraag wat ek graag vanoggend wil beantwoord is, hoe verlang ons hoof en Here Jesus Christus dat sy plaaslike kerk, sy plaaslike gemeente regeer moet word onder sy hoofskap ten opsigte van besluitneming? So uiteindelik het hierdie boodskap 'n praktiese doeleinde. Laat ek eers sê gemeente, daar is sommige teoloë daar buite, en ek verwys nie nou net na liberale teoloë nie, selfs konservatiewe teoloë wat voel dat die Bybel is nie so duidelik oor hierdie onderwerp nie. Dat daarom deur die Here vryheid gelaat word aan verskillende kerke en kerkgroeperings om vir hulle self te besluit hoe hulle self wil organiseer en hoe die kerk gelei moet word. En daarom kry ons deur veral die laaste klomp eeue, die geskiedenis van die kerk, soveel verskillende maniere, of laat ek liewer sê modelle van kerkregering in verskillende gemeentes. Tog, die baptiste, wat nog altyd geken was deur die eeue as mense van die boek. Met ander woorde, gelowiges vir wie dit belangrik is dat ons na die skrifte toe terugkeer, soos wat die hervormers altyd gesê het, ons moet terughervorm na die skrifte toe altyd. Die baptiste was nog altyd ernstig daaroor dat ons die woord van die Here noukeurig bestudeer en noukeurig navolg met betrekking tot alle dinge. Die baptiste het daarom geglo dat die Bybel is genoegsaam om ons in te lig ook omtrent die saak van kerkregering. As ons dan sê die Bybel is genoegsaam om ons wys te maak rakende alle sake te maak met geloof en lewe, dit wat die Here wil hê ons moet glo, het hy vir ons geopenbaar in die skrifte, en hoe om daai geloofsoortuigings uit te leef, het hy ook vir ons geopenbaar. En ons glo dat God deur sy woord en gees vir ons geopenbaar het hoe die kerk regeer moet word onder die hoofskap van Jesus Christus, sodat sy hoofskap in haar midde realiseer, tot volle uitwerking kom. Dit impliseer sommer vanuit die staanspoor uit dat ons erns maak met die skrifte. Dat ons kyk, wat sê die woord van die Here vir ons oor hierdie belangrike onderwerp, en dis presies wat ek dan beoog om te doen. Julle sien, hierdie is 'n belangrike onderwerp, omdat hier is heelwat lidmate in ons midde wat uit verskillende kerklike agtergronde en tradisies kom, en nou met die opstel van ons konstitusie het ek dit regtig agtergekom in die terugvoer wat ons gekry het. Daar is verskillende idees en mense is gewoond aan verskillende werkswyses wanneer dit kom by kerkregering. En ek het dit onder gebed en deur die leiding van die Heilige Gees belangrik geag om vandag hierdie onderwerp te hanteer, dat ons ingelig mag wees omtrent God se wil soos geopenbaar deur sy woord, dat ons God mag verheerlik deur die opdragte en die beginsels wat hy vir ons uiteensit in sy woord na te volg, sodat ons 'n groter mate van eenheid mag hê, gemeente, 'n groter mate van begrip wanneer dit kom by kerkregering, 'n groter mate van samewerking in ons midde,
Groot mate van wederwysige aanspreeklikheid wanneer dit kom by kerkregering. 'n Groter mate van onderdanigheid en ook deelname ten opsigte van besluitneming. As ek net terwille van konteks so bietjie agtergrond kan gee, meeste van julle weet daar is in die geskiedenis van die kerk, veral die onlangse geskiedenis, 3 primêre modelle van kerkregering wat nagevolg word. Die eerste ene is die episkopale, en ons kan daarbey insluit die synode sisteem. Sommige van julle kom uit so 'n agtergrond uit. Nou 'n episkopale of synodale sisteem sê dat die kerk regeer moet word deur 'n sentrale groep wat besluite neem terwille van die hele denominasie, en daai besluite vanuit die bisdom of synode dan moet deurgevoer word deur die kanale en is afdwingbaar in die plaaslike kerk wat nie regtig veel sê het oor haar interne administrasie en funksionering nie. Nou die baptiste het dit nog altyd uit die vuis uit verwerp, omdat ons vanuit die skrifte verstaan dat die plaaslike gemeente is en moet en behoort altyd selfstandig te wees. Dit wil sê selfregerend, dat die gemeente verantwoordelik vir haar eie interne bestuur onder die leiding van haar ouderlingskap. En dat daarom geen entiteit buite die plaaslike gemeente vir haar mag dikteer hoe sy haar interne bestuur moet behartig nie. Ek lees vir julle net 'n kort stukkie wat Dr. J.D. Odendaal, wyle president van die Afrikaanse Baptiste Kerke van Suid-Afrika, hy was ook die rektor van die Baptiste Seminarium, hy het geskryf: geen ekklesiastiese of kerklike organisasie buite die gemeente mag absolute gesag oor die wel en wee van die plaaslike gemeente voer nie. Hierin word die absolute onafhanklikheid van die plaaslike gemeente erken. Die Nuwe Testamentiese gemeentes was onafhanklik en selfregerend. Elke gemeente bestuur sy eie sake, kontroleer sy eie ledelys, is verantwoordelik vir sy eie dissipline en organisasie. So dit is 'n eerste model wat sommige van julle al dalk beleef het of gewoond is aan. 'n Tweede model wat ek dink meer van julle dalk gewoond is aan, is die presbyteriaanse model, wat ons in presbyteriaanse kerke aantref en ook tot 'n mate in die gereformeerde kerke. Die model het 'n, kom ek verduidelik dit so, die gemeente kies uit haar midde 'n raad in wie hulle mag investeer om besluite te neem terwille van die hele plaaslike gemeente, en hulle het dan 'n groot mate van reg. Ons praat van 'n oligargie, wat beteken 'n raad wat namens 'n groter groep besluite maak, en in hulle word geïnvesteer die gesag vir finale besluitneming. Dit is die presbyteriaanse model. Ons kan sê dat hulle leun sterker oor tot 'n ouderling regeringsstelsel. Die kerk word geregeer, gelei, bestuur, voorgegaan deur die ouderlinge met baie min gemeentelike insaag en insette. En dan derdens is daar die gemeentelike regeringsstelsel, en die ou baptiste hier in ons midde ken dit baie, baie goed. Deur die geskiedenis was die baptiste meerendeels so saamgestel, die gemeentes het 'n gemeentelike regeringsstelsel gehad. Dit kan ons beskryf meer as 'n demokrasie, want die ou baptiste het geglo dat die finale gesag vir besluitneming lê nie in enige raad of konferensie of byeenkoms of synode of unie of assosiasie nie, maar by die lidmaatskap van die plaaslike gemeente. En dat die hef eintlik maar in die hand van die gemeente is.
Julle is gewoond aan verskillende modelle. My vraag is net, wat sê die Bybel? Wat bevestig die Bybel? En dit is dan waarna ons kyk vanoggend. 'n model uit die skrifte uit, wat elemente van hierdie groepe modelle saamvat, wat ek van hou om te noem die gemeenskaplike regeringsstelsel. Nie gemeentelik, ook nie ouderling regering nie, maar gemeenskaplike regering. Dit is 'n meer gebalanseerde en ook meer Bybelse model, wat die opdragte en die beginsels van God se woord inkorporeer, ernstig opneem en erken beide die rol van die leiers in die gemeente, wat die woord aan hulle opdra, en wat ook erken die rol van die lidmate in die gemeente, wat die woord aan hulle opdra. Ek kan dit beskryf, en soos dit verwoord is ook in ons konstitusie, geesvervulde ouderlinge leierskap en geesvervulde gemeentelike deelname. Albei hierdie Bybelse beginsels moet eerbiedig word, en ek wil graag hierna saam met julle kyk vanoggend. Ek gaan nie alles sê wat gesê kan word, en wat al gesê is oor kerkregering nie. Dan gaan ons te lank besig wees, maar ek gaan genoeg sê om hierdie vraag te beantwoord. Hoe begeer ons hoof en Here Jesus Christus dat sy plaaslike gemeentes, ook Antipas, gereformeerde baptiste gemeente, onder sy hoofskap regeer moet word? Ek sal in die week 'n skrywe uitstuur wat hierdie dinge bietjie beter en meer omvattend verwoord. Maar ja, ons gaan kyk na die gemeenskaplike regeringsstelsel van die plaaslike gemeente, sodat ons nie onkundig sal wees nie, gemeente. Daar is soveel onkunde in ons dag oor die Bybelse openbaring rakende hoe die kerk gelei, bestuur, voorgegaan moet word. Dat ons nie onkundig sal wees en op grond van onkunde onbybelse verwagting sal hê nie, dat daar nie verwarring in ons midde sal wees nie, dat daar nie onenigheid as gevolg daarvan in ons midde sal wees nie. Maar eerder dat ons ingelig mag wees omtrent hierdie belangrike onderwerp van kerkregering. Met dit as inleiding, gemeente, kom ek bid vir ons, dan val ons weg met 'n dieper kyk, 'n dieper delf in die woord van die Here. Hemelse Vader, ons vra dat U nou, soos ons nou helaas gesing het in hierdie laaste lied, dat U ons nou sal kom besoek. Dat U in ons midde sal stil staan, dat U sal spreek tot ons harte deur die woord en gees, dat U ons sal verdiep in ons kennis van U woord, U waarheid, U wil. Here, dat ons ook U goed mag dien, as diegene wat deur U gees vervul is. Ag Here, kom en spreek tot ons harte. Ons het dit nodig. Here, openbaar U self aan ons. Leer ons, lei ons. En gee vir ons 'n tasbare bewustheid van U werking nou en die betrokkenheid in ons midde. Bereik die doel van hierdie boodskap asseblief, Here, waarvoor U dit beskik het. In Jesus se naam vra ons dit. Amen. Goed, die eerste Bybelse beginsel in terme van hoe die plaaslike gemeente regeer moet word is geesvervulde ouderlinge leierskap. Geesvervulde ouderlinge leierskap. En as ek net 'n definisie daar kan neersit wat ek dan gaan uitpak vanuit die woord. Ons Here Jesus Christus verwag Bybelse sprake dat sy gemeentes op aarde gelei, bestuur, voorgegaan moet word deur 'n meervoud, 'n pluraliteit van manlike lidmate vanuit die gemeente wat kwalifiseer daarvoor volgens Bybelse vereiste of stipulasie. Die Here Jesus verwag dat sy gemeentes op aarde gelei, bestuur, voorgegaan moet word deur 'n meervoud van manlike lidmate vanuit die gemeente wat kwalifiseer vir hierdie belangrike roeping. Dis vir ons duidelik uit die Bybel dat die Here self gekies het dat daar ouderlinge, opsieners in die gemeente moet wees. Ons lees dikwels van hulle reg deur die Nuwe Testament. En die terme wat die Bybel vir hulle gee is byvoorbeeld presbyteros, wat julle seker al gehoor het, wat vertaal word as ouderling in ons Bybels. Die leksikale definisie van hierdie term vir daardie leiers
is a person of responsibility and authority in matters of socio-religious concerns, both in Jewish and in Christian societies. Dis hoe die leksikon die term definieer. Met ander woorde, 'n persoon wat verantwoordelikheid neem en gesag ontvang het, wat vanaf God natuurlik gedelegeer is, om leiding te bied, te bestuur, voort te gaan in die gemeente. Hierdie term kom uit die Joodse sinagoge. En die vroeë Joodse Christene in die vroeë eeue van die kerk het hierdie term gebruik om na die leiers van die kerk te verwys. Presbyteros vertaal as ouderling. Dan is daar ook 'n tweede term, episkopos, wat julle seker ook al gehoor het, wat vertaal word in ons Bybels as opsiener, toesighouer, met ander woorde. Die leksikon vertaal hierdie term weer as one who serves as a leader in the church. Die term dra die konnektasie van herderlike versorging, maar ook to direct the activities of the membership. Weer eens 'n leier in die kerk wat verantwoordelikheid dra om die aktiwiteite in die kerk te begelei, te lei, voort te gaan, te bestuur. Hierdie term het konnektasies met herderskap, soos dit in die vroeë eeue beoefen was, 'n herder wat skape oppas. En dit was weer gebruik deur die Griekse Christene om na die leiers van die kerk te verwys in die vroeë eeue. En die Bybel sluit al twee die terme vir ons in en gee vir ons 'n baie goeie idee van die rol wat hierdie leiers moet speel. Hulle is ouderlinge, hulle is opsieners. En die taak wat aan hulle opgedra is in die woord van die Here, onder andere is, hulle moet bid en die woord van God aan die gemeente bedien. Heel belangrikste. Hulle moet die gemeente bewaar van dwaling en alle valse leer. Hulle moet die gemeente toerus vir die werk van die bediening wat die gemeente moet verrig. Hulle moet hulle self en ook die gemeente versorg, geestelik primêr, maar ook in tydelike terme. Hulle moet 'n voorbeeld wees vir die gemeente van 'n godvreesende lewe en die beoefening van hulle godgegewe gawes vir die opbou van die gemeente, maar dis nie al nie. Buiten vir hierdie dinge moet hulle ook leiding bied. En hier wil ek hê moet julle in julle Bybels blaai na 1 Timoteus 5. 1 Timoteus 5 vers 17. Die term, die eerste term wat die Bybel gebruik met betrekking tot die taak van die ouderlinge, vind ons hier. En daar is eintlik soveel tekste waarna toe ek kon gaan, maar kom ons kyk hier na 1 Timoteus 5 vers 17. Eerstens moet die ouderlinge die gemeente lei. 1 Timoteus 5 vers 17 sê, laat die ouderlinge wat goed leiding gee, dubbele eer ontvang, veral diegene wat hard werk aan woordverkondiging en onderrig. Hulle moet eer ontvang, dubbele eer. Dit beteken aan die een kant die respek vir die amp, en dan die dubbele eer vir diegene wat hard werk aan woordverkondiging en onderrig, is ook finansiële ondersteuning, soos vers 18 die konteks vir ons uitlig. Maar soos julle sien daar, die ouderlinge moet lei en hulle moet, ouderlinge let op, hoe lei? Goed lei. Laat die ouderlinge wat goed leiding gee, dubbele eer ontvang. En natuurlik, Hebreërs 13 vers 17 sê vir ons dieselfde, jy hoef nie so te blaai nie, maar dit sê, wees gehoorsaam en onderdanig aan die wat julle lei, aan julle leiers, want hulle waak oor julle siele as diegene wat rekenskap sal gee daarvoor by die wederkoms van Jesus Christus. Blaai in julle Bybel so 'n paar bladsytjies om na Titus 1 vers 7. Nog 'n term wat die Bybel gebruik wanneer dit praat van die taak van die ouderlinge is bestuur. Die ouderlinge het die verantwoordelikheid om die gemeente te bestuur onder die hoofskap van Christus. Titus 1 vers 7 waar die karakterkenmerke van die opsieners, die ouderlinge gelys word, sê dit, want 'n opsiener moet as bestuurder
bestuurder oor die huishouding van God onberispelik wees wat sy karakter aanbetref. Onberispelik. Nie sondeloos volmaak nie, maar daar moet geen morele skandvlek wees op sy lewe, waardeur hy die eer van die Here in die modder kan sleep en ook 'n slegte voorbeeld vir die gemeente kan wees nie. Maar let op hier in die begin van vers 7, as bestuurder oor die huishouding, die gemeente van God. 1 Timoteus 3 vers 4, wanneer dit daar ook praat oor die karakterkenmerke van die ouderlinge, sê dit ook, dat hy moet met volkome waardigheid sy eie huishouding goed bestuur, diegene wat ouderlinge word, en sy kinders onderdanig hou. As iemand nie sy eie huishouding behoorlik kan bestuur nie, hoe sal hy na die gemeente van God kan omsien? En dan kan julle ook blaai, so 'n bietjie terug na 1 Tessalonisense 5, vers 12 en 13. 1 Tessalonisense 5, vers 12 en 13, wat Ferdi vir ons met ons skriflesing vanoggend voorgelees het. 'n derde term wat die Bybel gebruik, wanneer dit praat van die taak van die ouderlinge of opsieners, buiten verleiding, buiten vir bestuur, is die term voorgaan. Hulle moet voorgaan in die gemeente, in term van hierdie dinge en besluitneming. 1 Tessalonisense 5 vers 12 sê, ons vra julle broeders en susters, gemeentelede, om respek te betoon aan diegene wat ywerig onder julle werk, en julle in die naam van die Here voorgaan en teregwys, en om op grond van hulle werk in liefde en met die hoogste agting teenoor hulle op te tree. Diegene wat voorgaan. Let op ouderlinge wat ywerig onder die gemeente werk. So nodig, en dit kan ons doen net deur die instaatstelling van die Heilige Gees, wat ywerig werk om die gemeente voor te gaan en tereg te wys. So die ouderlinge, die opsieners in die gemeente lei, hulle bestuur, hulle gaan voor. En dit is belangrik om hier te sê met watter ingesteldheid hulle voorgaan. Want dit is so dat in sommige gemeentes die ouderlinge voorgaan met 'n ingesteldheid wat jy kan beskryf as 'n diktatorskap. En baie Christene is seer gemaak onder daai tipe autoritaire bediening of leierskap, en dit onteer die Here. Hoe moet die ouderlinge lei, bestuur, voorgaan? Hulle moet dit doen soos die Here Jesus Christus. Julle kan omblaai na 1 Petrus 5. 1 Petrus 5 vers 1 tot 3, dan lees ek dit ook sommer vir julle. Die ouderlinge moet voorgaan soos Jesus Christus en sy apostels, dit wil sê met sagtheid en met nederigheid. In die Engels praat ons van die ouderlinge is servant leaders in die gemeente. Sag en nederig. Nie as autoritaire heersers nie, maar as dienaars van die gemeente, wat 'n voorbeeld stel van Christus gelykvormigheid. Petrus skryf hier in 1 Petrus 5 vanaf vers 1, ek doen 'n ernstige beroep op die ouderlinge, let op ouderlinge in ons midde. Ek doen 'n beroep op julle, ek, julle mede-ouderling en getuie van die lyding van Christus en julle deelgenoot in die heerlikheid wat geopenbaar sal word, naamlik, en hier is die ernstige beroep, versorg soos herders die kudde van God in julle midde. Hou toesig, nie uit plig nie, maar vrywillig, in ooreenstemming met die wil van God, nie uit skandelike winsbejag nie, maar geesdriftig, dit wil sê met ywer, soos die Gees dit gee. En dan sê hy hierdie woorde, nie baasspelerig nie as autoritaire heersers nie, maar as voorbeelde vir die kudde van Christus, want dit is nie ons kudde nie, dit sal altyd bly die kudde van Christus Jesus. Hulle is duur gekoop met sy kosbare bloed, hulle is sy eiendom.
En hy is hulle ware opperherder in elke opsig van die woord. Ons as onderherders moet die ingesteldheid van die opperherder aanneem soos wat ons sy kudde namens hom versorg, deur die instaatstelling van die Heilige Gees en in lyn met die openbaring van sy woord. Dan die kenmerke van hierdie ouderlinge of opsigters. Ek wil weer 'n paar hier noem, want dit is baie belangrik. Die ouderling of opsigter van die plaaslike gemeente moet onder andere 'n roeping hê vir die werk. Jy weet, soos Handelinge 13 vers 1 tot 4 vir ons sê, die gemeente in Antiochië het gebid, gevas, en toe het hulle vir Paulus en Barnabas die hande opgelê, want die Gees het vir hulle gesê, sonder Paulus en Barnabas af, vir die werk waartoe ek hulle geroep het, en hulle was gestuur op hulle sendingreise. 1 Timoteus 3 vers 1 sê ook dat hy wat hierdie amp begeer, wat daai geesbewerkte roeping in sy hart het, begeer 'n edele taak. Daar moet roeping wees. Hulle moet die regte karakter hê, soos uitgespel in die woord van God, in 1 Timoteus 3 vers 2 en 3 spesifiek, Titus 1 vers 5 tot 7, die regte karakter. Ons kyk nie eerstens na as hulle suksesvol in die besigheidswêreld of die sekulêre wêreld daar buite nie. Ons kyk nie eerstens is dit die mees likeableste persoon in die gemeente nie. Hulle moet die regte karakter hê, 'n karakter van Godvreesendheid, soos gedefinieer deur die Bybel. Derdens moet hulle ook begaafd wees, hulle moet die regte gawes hê, want soos die skrifte vir ons sê, 'n ouderling moet in staat wees om onderrig te kan gee. 1 Timoteus 3 vers 2, Titus 1 vers 9 sê hy moet kan leer sodat hy diegene wat die geloof teenstaan kan weerspreek en dat hy die waarheid van die woord kan bevestig. Dan ook, hulle moet 'n baie spesifieke familielewe hê. Hulle moet voorbeelde wees vir die families in die gemeente van hoe 'n God verheerlikende familie lyk. Daarom sê 1 Timoteus 3 vers 4 en 5, hy moet sy huishouding goed bestuur, want hoe gaan hy omsien na die groter huishouding van die gemeente as hy nie sy eie huis kan bestuur, kan lei, kan voorgaan nie. Daar moet 'n mate van volwassendheid wees, geestelik en emosioneel, want 1 Timoteus 3 vers 6 sê hy moenie 'n nuweling wees tot die geloof nie. Ook moet hy 'n goeie reputasie hê binne en buite die kerk, soos 1 Timoteus 3 vers 7 sê. Maar behalwe vir hierdie dinge, behalwe vir 'n spesifieke roeping en karakter en begaafdheid, 'n voorbeeldige familielewe, 'n volwassendheid en reputasie, sê die Bybel ook, die ouderlinge moet mans wees. Blaai saam met my na 1 Timoteus 2 vers 11 en 12. 1 Timoteus 2 vers 11 en 12. Die apostel Paulus skryf hierdie brief, hierdie eerste van sy 2 sendbriewe aan die jong man en prediker Timoteus, met die doel om hom wys te maak hoe die kerk van Jesus Christus, die plaaslike gemeente, gelei moet word, bestuur moet word, voorgegaan moet word. En onder andere sê hy vir die jong prediker wat toegedien het in die Efese gemeente, 1 Timoteus 2 vers 11, 'n vrou moet haar stilweg laat onderrig in volle gehoorsaamheid. Ek laat nie toe die vrou onderrig gee of oor 'n man gesag uitoefen binne die konteks van die plaaslike kerk natuurlik nie. Sy moet haar stil gedra en dan gee hy vanaf vers 13 'n argument of 'n bewys of 'n rede vir sy stelling. Kyk gou net so 'n paar verse af na 1 Timoteus 3 vers 2. Dit word bevestig daar wanneer die Bybel praat oor die ouderlinge, die opsigters se karakterkenmerke, dan sê dit 'n opsiener moet onberispelik wees, dit wil sê 'n man van net een vrou. So dit moet mans wees wat voorgaan vanuit die gemeente. En julle kan ook blaai na Filippense 1 vers 1.
Waar ook al die Bybel praat van die ouderlinge, die opsigters wat moet voorgaan, praat dit altyd van hulle in die meervoud. En is daarom die ideaal onder normale omstandighede dat die kerk nooit net deur een man gelei sal word nie. En hierin het die baptiste histories fouteer. Die kerk moet gelei word deur 'n pluraliteit, 'n meervoud van ouderlinge. Soos byvoorbeeld waar Paulus skryf aan die gemeente in Filippi. Filippense 1 vers 1, hy sê, Paulus en Timoteus, die diensknegte van Christus Jesus, skryf aan al die heiliges in Christus Jesus wat in Filippi is, met ander woorde, almal in die gemeente, en ook aan die opsieners en diakens, die twee ampte wat ons erken in die midde van die plaaslike gemeente, die opsieners. En orals waar ons lees van die ouderlinge in die plaaslike gemeente is dit altyd in die meervoud. Ek het nou baie gesê omtrent geesvervulde ouderlinge leierskap soos deur die Bybel bevestig. Kom ons kyk op die tweede beginsel. Geesvervulde gemeente deelname. Hoe lyk hierdie leiding, bestuur, voorgaan van die ouderlinge in die gemeente in terme van die gemeente se betrokkenheid of deelname? Ek gaan weer 'n definisie hier gee wat ons dan kan uitpak. Die Here Jesus Christus, Bybels gesproke, verwag dat sy gemeentes op aarde moet geken word, moet betrokke wees en moet deelneem aan die ouderlinge se leiding in die gemeente. Dit wil sê, die ouderlinge kan nie lei, bestuur, voorgaan sonder die gemeente se insette nie. Daar is geen Bybelse presedent daarvoor nie. Daarom sien ons volgens die voorbeelde van God se woord, die eerste eeuse gemeentes was nie onbetrokke by die interne funksionering van die gemeente nie. Hulle het deelgeneem aan die interne bestuur van die gemeente. En ons het 7 baie spesifieke en uitstaande voorbeelde daarvan wat ek aan julle wil voorhou, wat nog altyd bevestig is deur die baptiste. 7 voorbeelde. Julle kan blaai na Handelinge 6 vers 1. Die eerste voorbeeld van die deelname van die plaaslike gemeente is met die verkies van ampsdraers. Die verkiesing van ampsdraers. Handelinge 6 vers 1 sê, in die dae, toe die aantal disippels al hoe meer geword het, die eerste Jerusalem gemeente onder die nuwe verbond het gegroei, uit sy nate gebars, en toe het 'n gemor ontstaan onder die Helleniste teen die Hebreërs, omdat hulle weduwees nie daaglikse versorging oor die hoof gesien word. Die 12 apostels wat opgetree het as die leiers van daai eerste gemeente, het daarop die hele groep disippels, die hele gemeente bymekaar geroep en gesê, is nie goed dat ons die woord van God verwaarloos om by die tafels diens te verrig nie. Broers, soek 7 mans onder julle, van goeie getuienis, vol van die gees en wysheid, wat ons vir hierdie taak kan aanstel. En ons sal ons toelê op gebed en die bediening van die woord. Die leiers van die gemeente, die apostels, het gesien hierse behoefte. En hulle het die gemeente genader vir nominasies, vir hulle gesê, hierdie manne moet wees, wat? Vol van die Heilige Gees en wysheid. En die gemeente het daardie individue gebring na die apostels toe. En die apostels uit die aard van die saak het hulle ook geag as geskik om te dien in hierdie amp wat hier ontstaan, die amp van diaken. En ons sien dat vers 6 sê vir ons, hulle het hierdie manne aan die apostels voorgestel, die apostels het vir hulle gebid en hulle die hande opgelê. So die kies van amptdraers. 'n tweede voorbeeld vanuit die eerste eeuse gemeentes, waar die gemeente deelgeneem het en betrokke was by haar interne leiding, is die bearbeiding van medelidmate
ten opsigte van onbekeerde sonde. Blaai saam met my na Matteus 18. Matteus 18, verse 15 tot 17. Ons kan gaan kyk na Galasiërs 6 vers 1 en 2, as 'n boetie of sussie in sonde val, as 'n sonde hulle oorval, strengel, moet julle wat geestelik is so een reg help, te regwys met sagmoedigheid, en oor hulle self waak, dat julle nie ook kom in die versoeking nie. Romeine 15 vers 1 tot 3 sê dieselfde, maar hier het ons die woorde van Jesus Christus, wat sê, as jou broer of suster, kan ons sê, teen jou sondig, moet jy hom teregwys waar julle twee alleen is. As jou broer of suster na jou geluister het, het jy jou broer teruggewen. As hy nie luister nie, neem tog een of twee saam met jou, sodat in die mond van 2 of 3 getuies elke saak bevestig mag word. En as hy weier om na hulle ook te luister, let op. Jesus sê dit vir die ouderlinge nie, wat sê hy? Sê dit vir die ekklesia, die gemeente, om betrokke te raak by die bearbeiding van medelidmate ten opsigte van onbekeerde sonde. Kyk, ons almal is sondaars gered deur genade, en ek wil sê daar's 'n verskil tussen om te stry met sonde, dit te haat, maar te sukkel om dit te oorwin. Dis nie waarvan die teks praat nie. Ons almal sukkel met ons boesemsondes. Die teks praat van 'n verharding in 'n onbekeerde sonde, waaroor geen berou gevoel word nie en waaroor daar geen begeerte is om tot bekering te kom nie. Sê in so 'n geval dit vir die gemeente, as daai persoon of persone nie na die een of nie na die 2 of 3 wil luister nie. En as hy ook weier om na die gemeente helaas te luister, laat hy vir jou wees soos die heiden en die tollenaar. Dan ekskommunikeer die hele gemeente daardie persoon uit haar midde uit, onder haar geestelike sorg en beskerming uit. So dis 'n tweede voorbeeld, die kies van amptdraers, die bearbeiding van medelidmate ten opsigte van onbekeerde sondes. Dan ook die bewaring en die deelname aan die instellings, is waar die gemeente deelneem, betrokke is. Byvoorbeeld, in Handelinge 2 lees ons dat toe Petrus opstaan na die uitstorting van die Heilige Gees en die evangelie verkondig, in Handelinge 2 vanaf vers 14 tot 36, was 3000 van daai Jode wat saam was by die Pinksterfees in die hart getref. Die Heilige Gees het gewerk en oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. 3000 sê Handelinge 2 vers 41 is gedoop en deur die doop, die belydenisdoop, toegevoeg tot die gemeente. Het 12 manne 3000 gedoop. Dit is waarskynlik dat die 120 wat saam was in die bovertrek met die uitstorting, dat hulle die apostels gehelp het om al daai gelowiges te doop. Ook met betrekking tot die nagmaal, Handelinge 2 vers 42 sê vir ons dat daai vroeë gemeente het volhard in die leer van die apostels en ook in die breking van brood, onder andere, en in die gemeenskap en in die gebede. Maar die breking van brood, hulle het nie 'n gemeente of 'n gebou gehad om by mekaar te kom nie. Hulle het gebid in die tempel, maar hulle het in hulle huise, soos wat hulle by mekaar gekom het as gelowiges, saam brood gebreek. Was nie net die apostels wat die nagmaal bedien het nie. Inteendeel, ons lees in 1 Korintiërs 11 vers 17 en aan, dat Paulus skryf vir die Korintiër gemeente. Dit was 'n jong gemeente op daai stadium. Hulle het nie ouderlinge gehad in die gemeente nie. Jy lees nie van ouderlinge in daai hele brief nie. Daar was ongeruimthede in daai gemeente se gebruik van die nagmaal, en Paulus skryf nie vir 'n sekere groep in die gemeente om dit reg te stel nie. Hy sê vir die hele gemeente dat hulle moet daai gebruike uit hulle wegruim en die nagmaal op 'n gewyde manier gebruik. So hier 'n derde voorbeeld van die gemeente se betrokkenheid in die bewaring en die deelname in die instellings, dat dit Bybels en gewyd sal geskied. Natuurlik, ons wat ouderlinge het, is net reg dat die ouderlinge wat lei, wat bestuur, wat voorgaan in die gemeente, dan ook voorgaan wat die bediening van die
instellings die doop en die nagmaal aanbetref. Dis hoe ons dit doen hier by Antipas, maar dis nie 'n Bybelse moed nie. Dan 'n vierde voorbeeld van die gemeentes in die eerste eeu se deelname, betrokkenheid by die leiding van die kerk, is die bewaring van God se waarheid. Blaai gou saam met my na 1 Timoteus 3 vers 15. 1 Timoteus 3 vers 15. Onthou Paulus skryf vir die jong predikant, sy medewerker Timoteus, oor hoe die kerk gelei, bestuur, voorgegaan moet word. Vers 14 sê hy vir hom, hierdie dinge skryf ek vir jou in die hoop om binnekort na jou te kom, maar as ek vertraag word, moet jy weet hoe jy jou moet gedra in die huishouding van God. Dit is die kerk van die lewende God, 'n pilaar en 'n fondament van die waarheid. Let op, wie is die pilaar en die fondament vir die waarheid? Net die ouderlinge? Is dit net 'n sekere groep in die gemeente wat God se waarheid behoue moet laat bly, moet stry en beklei daarvoor? Nee, die hele gemeente word hier genoem, die pilaar en grondslag vir die waarheid van God. Ons almal stry saam. Natuurlik, die ouderlinge wat lei, bestuur en voorgaan, neem die voortou in dit. Maar ons almal as 'n gemeente het hierdie verantwoordelikheid. Dit sien ons ook onder andere, julle hoef nie so toe te blaai nie, maar in die kort boekie van Judas, voor Openbaring, waar Judas, die broer van die Here, skryf. Hy wou geskryf het aan die gemeentes oor hulle gemeenskaplike verlossing, maar nou voel hy homself genoodsaak om aan hulle te skryf en hulle aan te spoor om te stry vir die geloof wat eens en vir altyd aan die heiliges oorgelewer was. Sien net 'n sekere groep nie, hy skryf aan die gemeentes, almal, om te stry vir die geloof. En dis nog 'n manier hoe die gemeentes betrokke was in die eerste eeu. Hulle het saam gearbei onder die leiding van die apostels en later die ouderlinge of opsieners vir die bewaring van God se waarheid. 'n vyfde voorbeeld waarin die vroeë gemeentes betrokke was by die interne funksionering en bestuur van die gemeente is in die uitsorteer van konflik tussen medelidmate. Julle kan blaai na 1 Korintiërs 6 vers 1 tot 5. 1 Korintiërs 6 vers 1 tot 5. Die konteks hierso is, onthou dis 'n jong gemeente soos ek gesê het, baie geestelike onvolwassenheid wat ons van lees in die brief van 1 Korintiërs. Sonde kwessies wat Paulus met soveel geduld en genade aanspreek in hierdie brief. Een van die goedjies wat verkeerd was in die gemeente is dat gemeentelede het hofsaake gehad voor die sekulêre reg met medegelowiges in die kerk. 'n Onding. Paulus skryf, hoe durf enige een van julle wat 'n klag teen 'n ander het, dit deur die onregverdiges laat besleg en nie deur heiliges nie? Of weet julle nie dat die heiliges die wêreld sal oordeel nie? Let op, wie help in die uitsorteer van die konflik hier? Hy sê bietjie later, is daar niemand onder julle nie, 'n gelowige, medegelowige, wat hierdie dinge kan uitsorteer onder julle nie. Dis nie net 'n sekere groepie in die kerk nie, maar die hele gemeente wat saam stry vir die uitsorteer van konflik in haar midde, soos die Here dit bekend maak aan ons. 'n sesde voorbeeld van hoe die vroeë gemeentes betrokke was by die leiding, bestuur, voorgaan van die gemeente is die uitstuur van sendelinge. Blaai gaan na Handelinge 13. Handelinge 13 vers 1 tot 4. Een positiewe naderdraai van hierdie tematiese predikings is dat julle leer julle Bybels beter ken. Handelinge 13 vanaf vers 1, in die plaaslike gemeente in Antiochië, let op die plaaslike gemeente, was daar profete en leermeesters, onder andere Barnabas, Simeon bekend as Niger, Lucius van Cyrene, Manaen, 'n jeugvriend van Herodes, die tetrarg, en Saulus.
Toe hulle, die gemeente, besig was om die Here te dien en te vas, het die Heilige Gees vir hulle as gemeente gesê, sonder Barnabas en Saulus vir my af, vir die werk waartoe ek hulle geroep het. Toe die gemeente klaar gevas en gebid het, het hulle in die hande opgelê en weggestuur. Die uitstuur van sendelinge was nog 'n manier, hoe die vroeë gemeente betrokke was by die leiding, die bestuur, die voorgaan van die gemeentes. En dan 'n 7de voorbeeld. Ek kyk kortliks na hierdie dinge, maar ek sal vir julle in die skrywe wat ek sal uitstuur, al hierdie dinge mooi lys. Die kommunikasie van sekere persone vanuit die gemeente. In 1 Korintiërs 5, julle kan soontoe blaai ook. Ons het nou die Here Jesus se woorde in Matteus 18 vers 15 tot 17 gelees hier in 1 Korintiërs 5. Skryf Paulus weer vir hierdie jong gemeente wat nie ouderlinge gehad het in hulle midde nie. En hy skryf oor 'n gruwelike sonde situasie in die midde van die gemeente, dat een van die lidmate het sy stiefma gehad en saam met haar in 'n sedelose verhouding geleef. 1 Korintiërs 5 vers 1, 'n mens hoor waarlik waar van onsedelikheid onder julle, en dan 'n soort seksuele losbandigheid wat selfs nie onder die heidene geduld word nie, dat 'n man sy vader met sy vader se vrou saamleef. Hy sê hier in vers 7, en hy praat met die hele gemeente, onthou, hy praat nie net met 'n sekere groepie uit die gemeente uit nie, hy sê, verwyder die ou suurdeeg uit julle midde uit, sodat julle nuwe deeg kan wees, soos julle inderdaad ongesuurde brood is. Hy sê in vers 11 weer, nou skryf ek aan julle om nie om te gaan met iemand wat homself 'n gelowige noem, maar 'n hoereerder, of 'n gierigaard, of 'n afgodedienaar, of 'n kwaadprater, of 'n dronkaard, of 'n rower is nie. Met so iemand moet julle nie eers saam eet nie. Waarom sou ek die buitestanders oordeel? Moet julle nie eerder diegene in julle eie geleedere beoordeel nie? En dit is die taak van die gemeente. God sal die buitestander oordeel, en dan gee hy weer hierdie opdrag vir die gemeente as 'n geheel. Verwyder die slegte mens uit julle midde. Nog 'n voorbeeld. So, geliefdes, dit gee vir ons 'n aanduiding dat die vroeë gemeentes was nie passief wanneer hulle gelei bestuur voorgegaan was deur die leiers nie, die apostels en toe die ouderlinge opsieners nie. Hulle het deelgeneem, hulle was betrokke, hulle was geken wat die interne funksionering en bestuur van die kerk aan betref. Wanneer dit kom by die kies van amptsdraers, die bearbeiding van medelidmate wat volhard in onbekeerde sonde, bewaring en deelname aan die instellings, die bewaring van God se waarheid, die inhoud van ons geloof, die uitsorteer van konflik tussen medelidmate, die uitstuur van sendelinge uit haar midde, en die ekskommunikeer van persone wat volhard in sonde. Ek wil ietsie sê, voordat ek oorgaan tot toepassing oor die mate van deelname in enige gegewe saak, in enige gegewe situasie in die plaaslike kerk. Daaroor is die Bybel nie so duidelik uitgesproke nie. En daarom kan ons sê, God laat dit aan die wyse oordeel van die ouderlinge oor, tot watter mate hulle die gemeente wil betrek, betrokke maak en ken in sekere sake. En is verstaanbaar dat die ouderlinge sal die gemeente ken en betrokke maak en deel maak in sommige sake, soos byvoorbeeld, wanneer dit kom by hierdie 7 dinge, hierdie 7 voorbeelde uit die Bybel, dat die ouderlinge die gemeente moet ken en deel maak van hulle leiding, bestuur en ook voorgaan. Maar daar's ander dinge ook. Byvoorbeeld die aankoop van bates van aansienlike waarde, dat die gemeente daarbey betrokke sal wees en sal deelneem. Of byvoorbeeld iets soos die opstel van 'n konstitusie wat die gemeente raak. En die wysigings aan so 'n konstitusie, daardie tipe dinge is die dinge waarin die ouderlinge die gemeente moet betrek. Maar is ook verstaanbaar dat daar sekere kwessies is waarin die ouderlinge die gemeente minder sal ken, betrek en deel maak. Byvoorbeeld onbenullige administratiewe sake.
Die ouderlinge hoef nie na die gemeente toe te kom om te vra hoeveel keer 'n maand moet die ouderlinge vergader. Daai tipe dinge, né? Daar's 'n ou grappie in baptiste kringe wat gaan oor die aankoop van die mat. Moet 'n vergadering belê word om te kies wat se kleur die mat gaan wees. Nee, daar is sekere sake waarin die ouderlinge wat Godvreesend is, geesvervuld is, voorgaan. En natuurlik ook in sake wat vertroulike, sensitiewe en persoonlike inligting behels, want dit is ook ons Godgegewe taak om die eer van God en julle die gemeente te beskerm, sover as wat ons kan. Kom ek gaan oor kortliks tot toepassing. Gemeente, in die lig van hierdie twee verskillende, tog komplementerende beginsels uit die woord van die Here, geesvervulde ouderlinge leierskap en geesvervulde gemeentelike deelname, moet ek sê, ons leef in 'n dag, in 'n samelewing wat gesag verwerp, wat gesag teenstaan, wat gesag ondermyn, en daarom is daar soveel wanorde en chaos rondom ons in ons samelewing. So hoef nie te wonder hoekom dinge gaan soos dit gaan nie. Dis weens daardie ingesteldheid. Geliefdes, ons moet nie so wees nie. Soos Romeine 12 vers 2 sê, ons moet nie gelykvormig word aan die wêreld in hierdie opsig nie. Want alle gesag, ook die gesag in die kerk, is deur God gedelegeer. Hy het gesag gedelegeer in die huis, in die staat, die samelewing, in die werksplek, in die universiteit of college. Hy het gesag gedelegeer in verskeie sfere, maar ook in die kerk. En ook die kerk, gesag in die kerk kom van hom af, soos Romeine 13 vers 1 en 2 sê, alle gesag kom van bo, van God. Daar is geen gesag wat nie deur hom ingestel en gedelegeer is nie, en die wat die instelling teengaan, gaan God se instelling teen, en hy sal sy oordeel ontvang. Dit word gesê spesifiek van gesag in die regering, maar dit geld ook vir alle God gedelegeerde gesag. En daarom wil ek vir julle sê, moenie bang wees vir die gesag gedelegeer vanaf die hoof Christus aan die ouderlinge, die opsigters van die plaaslike kerk nie. Soek hulle leiding op en volg dit na, soos Hebreërs 13 vers 17 sê. Wees gehoorsaam en onderdanig aan julle leiers, want hulle waak vir julle siele as diegene wat rekenskap gaan gee aan die Here. En doen dit met 'n spesifieke ingesteldheid. Soos ons nou gesien het in 1 Tessalonisense 5 vers 12 en 13, met respek, met liefde, met agting. Onthou, die ouderlinge in die gemeente is gawes vanaf Christus aan julle, die gemeente. Gawes deur God gegee vir julle beswil, om julle goed te doen. Nie om julle pret te bederf nie, om julle goed te doen, vir julle welstand. Moenie die ouderlinge beskou as 'n las nie. Volg hulle na met hierdie motief. Aangesien Christus Jesus, die opperhoof van die kerk, gesag gedelegeer het aan hulle, die onderherders. Buig onder hulle leiding, hulle bestuur, hulle voorgaan, want dit is hoe jy jou knie buig voor die Here Jesus. Om hulle gesag teen te staan, is ook om Christus, die hoof van die kerk se wil, teen te staan. En dis nie altyd maklik nie. Ek weet, om die ouderlinge se leiding, bestuur, voorgaan te volg, is soms moeilik, veral as jy ander oortuigings of opinies of persepsies het oor sekere nie fundamentele dinge. Doen dit daarom met die hulp van die Heilige Gees, want dit strek tot eer van die Here. Ek wil ook vir julle sê om gemeente om 'n realistiese verwagting van die ouderlinge te hê. Onthou, die ouderlinge wat julle dien, ja, hulle is geestelik volwasse manne, geesvervulde manne, Godvreesende manne. Elkeen van hulle, maar hulle bly steeds sondaars, gered deur genade. Hierdie manne het voete van klei. Hulle maak ook foute, hulle fouteer dikwels, soos Jakobus 3 vers 1 en 2 vir ons duidelik sê. Daarom volg hulle na met geduld en met genade en hou hulle aanspreeklik
met die liefde van die Here Jesus Christus. Hoe kan jy dit doen? Wel, nog iets wat ek wil sê is bid vir die ouderlinge van die gemeente. Die gawes wat God aan julle gegee het, bid vir hulle konstant, dat hulle deur die Gees in staat gestel sal word om die gemeente te lei, te bestuur, voort te gaan binne die bestek van God se woord. As hulle nie daarvan sal afwyk ooit nie. En werk saam met hulle. Dit is so belangrik, moenie al ewig kla oor elke liewe dingetjie nie. Doen alles sonder kla en murmurering, Filippense 2 vers 4, né? Julle mag kla, maar ek wil kla op 'n sinvolle manier teenoor die ouderlinge. En op daai manier voeg liewer op 'n proaktiewe manier by, dra by tot 'n positiewe ontwikkeling in die kerk. Laat die ouderlinge toe om hulle Godgegewe mandaat te vervul, om te lei, te bestuur, voort te gaan. En ek wil wel hierso sê, wanneer dit kom by sondaars gered deur genade in 'n gemeente en die konsep van gesag, is dit soms waar dat mense op mekaar se tone trap of koppe stamp. Ek wil vir julle vra vanoggend, ondersoek jou hart. As daar enige mate van bitterheid is teenoor die gemeente ouderlinge of enigiemand in die gemeente of gemeente teenoor enige ouderling, as daar enige mate van onvergewensgesindheid in jou hart is oor enige iets wat uit die verlede gebeur het, sorteer dit uit. Gaan op jou knieë voor die Here, bely dit as sonde. Vra die Here om jou te vergewe en jaag versoening, rekonsiliasie, restituisie na met jou broers en susters, soos Jesus geleer het in Matteus 5, verse 23, 24, 25. Ek sluit hierdie boodskap af vanoggend gemeente deur hierdie woordprentjie, soos twee mense wat mekaar liefhet, wat hande vat, soos in 'n huwelik, om hulle verskillende, tog komplementerende rolle te vervul, terwille van albei se welstand, en ook terwille van die groter ideaal in hierdie geval, om God te vereer deur die welstand van sy gemeente na te streef as doel. Dat ons op hierdie manier ons rol sal opneem in die gemeente, as ouderlinge, opsigters, maar ook as gemeente. In die lig van die Bybelse riglyne, die Bybelse beginsels en opdragte en voorbeelde waarna ons gekyk het vanoggend, aangaande hoe ons hoof, die Here Jesus Christus wil hê dat sy plaaslike gemeente onder sy hoofskap gelei, regeer moet word, is dit baie duidelik dat 'n meervoud van manlike lidmate wat kwalifiseer vir hierdie roeping, dat hulle en wat vanuit die gemeente kom, die ouderlinge, die opsigters, dat hulle moet hulle Godgegewe mandaat vervul om Jesus se gemeente te lei, te bestuur, voort te gaan, daai woorde wat die skrifte self gebruik vir hulle taak. Onder sy hoofskap en met die instaatstelling van sy Heilige Gees, en in hierdie taak moet hulle die gemeente in alle belangrike sake en situasies ken en betrek en deel maak van alle besluitneming wat noemenswaardig is, sodat Jesus se hoofskap uiteindelik oor sy gemeente kan realiseer. Amen. Mag die Here ons bystaan hierin. Kom ons sluit ons oë. Hemelse Vader, ons dank U vir die woord. Here, ons het baie om oor te dink. Ons dank U dat U woord, Here, nie so onduidelik is, soos baie wil voorgee nie. Ons weet U woord is, soos ek dikwels sê, genoegsaam, Here, om ons wys te maak aangaande alle sake te maak met geloof en lewe, wat ons moet glo en hoe ons geloof moet uitleef in die praktyk. As 'n gemeente, maar ook as individuele gelowiges. En dankie dat die woord nie stil is oor hoe U begeer dat U kerk, U plaaslike gemeente onder die hoofskap gelei moet word nie. Here, ons het gehoor wat U vir ons sê vanoggend. Ek wil vra vir genade en die bystand van die Heilige Gees om die knie te buig voor U
en U na te volg, Here, in hierdie saak. Staan ons by, Here, sodat daar 'n groter mate van eenheid en begrip en samewerking en wederwysige aanspreeklikheid en onderdanigheid en deelname sal wees in ons midde, veral wanneer dit kom by besluitneming. En Here, soos U nog altyd gedoen het, soos wat ons geesvervulde ouderlinge leierskap, geesvervulde gemeentelike deelname nastreef, Here, dat U ons deur die Gees uiteindelik sal lei, sodat U wil vir U kerk sal seëvier altyd, en dat ons sal wees waar U ons wil hê, sal beweeg waar U ons wil beweeg, en nie een tree, links of regs, van U wil vir ons sal plaas nie. Lei ons. Wees die naprediker van die woord tot ons harte, vandag en in die week wat kom, en seën ons verder, soos ons nou die erediens gaan afsluit, Here, met die slotlied, die seënbede en samesyn, in Jesus se naam. Amen. Aan hom wat magtig is om julle van struikeling te bewaar, gemeente, ek groet julle in sy naam. Mag die genade van Christus Jesus, ons Here, die liefde van die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees julle vergesel vandag en in die week wat voorlê. Gaan verheerlik hom en geniet hom. Amen.